Goeiemôre en baie welkom. Hier is nog mense wat inkom. Dit is vir my so wonderlik. Baie welkom. Van julle het baie ver gery en dis 'n bietjie koelerig. So baie dankie vir die opoffering. Is daar kuie mense? Iemand wat verjaar hier binne. Niemand spring op die banke nie. Hulle is so bang ons klap vir manne. Goed. Kom ons kyk gou na ons afkondiginge. Ek het 'n krap in my keel, skiet. Kom ons kyk na ons maand. Ons is aan die einde van Junie en ons kyk na Julie. Nou Woensdag die 1ste is die single dag. Dis ongelukkig net vir vroue. So ons soek enkel mans wat vir ons so 'n ding kan begin, is by die pastorie. Hoe laat is aan? 6:00. 6:00. Dan gaan ons na volgende Sondag, die 5de, het ons oupa en ouma dag. So dit gaan 'n lekker uitgerafelde kerk wees. As jy nie van pret hou nie, dan moet jy maar vir ons kyk op die TV. Dan op die 9de gaan ek en Zaan so 'n bietjie rondflenter, want die 12de het ons nie kerk nie. En dan op die 16de, dis baie belangrik, ons skuif hom terwille van daai ou Pieter Leroux kom van Suid-Afrika af en ons het eenmal 'n maand het ons 'n uur byeenkoms en hy gaan 'n baie interessante onderwerp hê. Ons sal dit meer vir julle in detail gee, maar dit gaan oor om Bybels te leef of om ek wil amper sê die wetenskap van die Bybel of die Bybel in vandag se wetenskap in te bring. Baie interessant. Op die 19de is ons by Kroonster na kerk. Op die 23ste kerkraadsvergadering. Ons bring dit op die almanak sodat jy, as jy graag wil hê, onthou ons is almal deel van die kerk. En dis tog vir my belangrik dat jy sal deel wees, dat die kerkraad nie daar is nie, maar dat as jy iets wil hê wat ons moet bespreek, of iets wil inbring in die gemeente, dat jy vir ons dit asseblief op skrif moet sê. Baie dankie. Ek gaan nou, nou ek te veel, help gou, red gou Mariaan daarso. Dat jy dit na die tafel toe sal bring, maar doen dit op skrif asseblief, en vir ons voor die tyd, amper so 'n week voor die tyd, sodat ons dit vir die kerkraad kan gee, sodat hulle kan kou en bid daaroor, en dan terugkom. En dan die 25ste is die gereformeerde kerk se bazaar, waarna toe ons uitgenooi is. Die 26ste na kerk is ons by Wilde Bees. Hulle begin al hoe meer geneig wees om die kerk meer dan die laatmiddagse kant toe te draai, en nie die oggend nie. Dan die 28ste Bybelstudie by by Kroonster en dan Kanaal 7 se radioton. Nou, hierdie program is nie volledig nie. So bring vir ons in en gee vir ons dat ons dit op die program kan sit, soos hier. Op die 19de Julie, daai Sondag, is Henry en Ilse van Israel hier. Gaan hulle getuienis hier bring. Op die 19de. Ons sal dit ook insit op ons volgende week se program. Goed, en dan ons weekprogram lyk maar weer soos normaal, kategese môre, en dan die DGA vergadering is maandags, nie dinsdag nie, maar maandag. Skies daarvoor. En dan Woensdag is weer Bybelstudie by Elim en by Huis Dion Lou. Enige een is welkom. Daar is van die mense wat van die plase kom of wat nie in die oggend werk nie, wat nie iewers by 'n Bybelstudie kan inskakel nie, kom gerus. Dis baie lekker. Ons gedra ons baie swak daar. Dis baie lekker. Ek en die ou mense. En dan Vrydag is by die manne. En dan daai belydenis by die skool sal ons moet kanselleer, want ek het 'n begrafnis op Arrenos van oom Hendrik Barnard. 'n Vrydagoggend op Arrenos, so ons sal baie vroeg moet ry. En dan het ons tee na die diens, né? Is daar tee na die diens?
Baie dankie. Wat het ek uitgelos? Wat het ek vergeet? Niks nie. So julle is, dit is nou on you. Kom ons kyk gou na ons tema vir vandag. As ek struikel en val. Dit kan gebeur met Christene, met die beste van ons, dat daar kom daar wat ons struikel en val. Hoekom gebeur dit? En wat maak jy daarmee? Hoe hanteer jy dit? Dit gaan ons vanoggend met mekaar hanteer. Baie dankie. Serena, wat sing ons? Môre julle. Goeiemôre. Ons het verlede Sondag het ons so klomp Halleluja liedere so na mekaar gespeel. En paar mense het vir ons kom sê, maar dit was nou vir hulle baie mooi en dit was vir hulle lekker. So toe het ons besluit, kom ons doen vanmôre 'n Halleluja oggend. Daar's een liedboeklied, maar die ander is almal ou Hallelujas. Ons gaan begin wat juist by hierdie struikeling pas. Wat 'n vriend het ons in Jesus. En die eerste vers staan daar, hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhand. En dan die vers wat daarop volg, ons kan dit sing terwyl ons staan. En dan sing ons liedboek 531, ons Here God van al vermoë, U sal ons met U guns omvou. Ook al struikel ons, U sal ons met U guns omvou. En U gee aan blindes nuwe oë. Heer, U laat hul op U vertrou. Pragtige lied. Ek dink dit is ook 'n ou Halleluja wys, ek is nie seker nie, maar ek vermoed so. So kom ons sing dit. En dan wil ek hê moet julle gaan sit, want ons gaan vanoggend in gebed gaan met ons derde lied. Gaan my nie verby, o Heiland, wyl U anders seën, Heiland, seën nou ook my. Dis die mooiste lied. En vers 2, voor U troon gekniel, o Heiland, bid ek in geloof. Hoor my sigte en gebede, ondanks swak geloof. So kom ons sing hierdie lied as 'n gebed, terwyl ons dan sit. En ons slotlied vanmôre, julle sal verstaan hoekom, as Dominee Dirk klaar gepreek het, gaan ons sing, as die lewensstorme woedend om jou slaan, tel jou seëninge. So kom ons sing lekker saam met mekaar vanoggend. Baie dankie. Voor ons die Here gaan loop en prys, kom ons kyk na ons fotum. Ons fotum is 'n psalm wat ons inlei in die tema, in pragtige Psalm 37, verse 23 en 24. Die Here bepaal die koers van die mens. Baie dikwels dan sal mense sommer sê, o, die duiwel is los, jy weet, of die duiwel sit op jou skouer, of dit of dat. Nee, die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, dit kan ook gebeur, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons loof die Here. Stort in Gods Vader aan.
versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig. Laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons wees op afstand. Nergens is 'n vriend getroue, as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid, en wil deel in al ons leed. Nergens is 'n vriend getroue, as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid, en wil deel in al ons leed. Vanmôre sit hierdie vliegtuig vir my onder. Ons Here God van al vermoë, U sal ons met U guns ontvou. U gee aan blindes lewe oë, Heer, U laat hou op U vertrou, ons volg getrou. U Gees se leiding, God U is hier, U skenk bevryding. Ons harte sing van U genade, Heer, U is steeds getrou en goed. Ons prys U vir U reddingsdade, ons God wat altyd ons behoed. Ons bly aan U, ons hele lewe. U is hier, ons hoogste strewe. Baie dankie. Gaan my nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby. Wil U anders sien, Heiland, sien nou ook my.
vruchte en gebede, omdat swak geloof. Jesus, Heiland, wees my nou nabij. Wil die anders sien Heiland, sien nou ook my. Op die sombloed bly ek Heiland, wees my hulp en seën, wees my volskraag en my middag, hoor my o God sien. Jesus, Heiland, wees my nou nabij. Wil die anders sien Heiland, sien nou ook my. Wil die anders sien Heiland, sien nou ook my. Terwyl ons so sing dat die Here ons sal seën en nie by ons verbygaan nie, gaan ons nou 2 geleenthede hê vir gebede, soos ons gewoond is. Dat ons nie net oor die Here praat nie, maar ook met hom. Ons eerste gebed, stil gebed is, waarmee sukkel ek in my geestelike lewe? Wat is daar in my persoonlikheid? Ons het 1 uur byeenkomsie gehad, waarin ons die persoonlikhede in 4 kleure verduidelik het. En elke kleur, elke persoonlikheid het maar sy, kan ek die Engelse woord gebruik, downfall, wat maak dat ek soms struikel en val. Die rooies kan partykeer te vinnig en te haastig optree en te radikaal, en dan maak hulle foute, praat te gou, dink nie daaroor nie. Blauwes kan weer verskriklik moan en klomp ongeloof voor, sukkel met die geloof. Geeles kan weer partykeer, dan is hulle daarbo en dan is hulle weer hier onder in 'n gat. En die groenes is weer dat hulle sien nie belangrik dat ons kerk toe gaan op Bybel lees nie, en dan stadig maar seker gaan hulle uit. Ek wil hê dat jy voor die Here se voete kom plaas, waarmee sukkel jy geestelik? En dit voor die Here kom bely, en vir die Here vra om jou hand te vat en jou op te rig daarin. Kom ons bring ons swakhede, ons struikeling, ons, ek wil amper sê, ons foute, ons sondes voor die Here. Kom ons word stil in stil gebed.
Ons tweede gebed is dat ons bid nie net vir onsself nie, maar ook vir ander, wat dalk miskien in 'n situasie is wat hulle nie vir hulle self kan bid nie. Elkeen van ons het iemand in die gedagte wat ons dalk oop bekommerd is. Iemand wat die pad buiste geraak het, aan die drink geraak het, met dwelms te mekaar is, dalk in die tronk sit, dalk net weggeraak het van die kerk, of geestelik verval het, of ontrou is in die huwelik, of wat die oorsaak ook al is. Kom ons gebruik die geleentheid om vir mekaar te bid. Bring daardie persoon by die name voor die Here, en kom ons pleit vir redding, vir opstaan, vir 'n nuwe lewe vir daardie mens. Onse Vader wat in die hemel is, niemand van ons is te goed om nie te val en te struikel nie. Die feit dat ons vanoggend hier sit en U kan loof en prys, kom uit dankbaarheid. Here, lei ons en bewaar ons, dat ons nie sal neersien op mekaar nie, maar dat ons sal onthou dat dieselfde Here, wat vir my gesterf het en wat vir my gered het, is U, o God, wat ook ander red. Gebruik ons, Here, om 'n hand uit te steek, om mense wat in sonde is, mense wat geval het, mense wat sukkel, om hulle hand te neem, en hulle in te trek, om nie soos die oudste seun hulle weg te jaag, of met kritiek te hanteer nie, maar eerder te gaan haal, daardie verlore skaap, en huis toe te bring. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sê, waar is my kinders? Julle met my kom help preek. Waar is hulle? Daar was blykbaar baie sport gister, so almal is half moeg. Ons gaan daar by die tafel staan, né? Jy kan so omhardloop. Daar sê. Kom, is dit al vanoggend? Hallo. Gaan staan vir my daar, ek kom nou, ek watch eers om te kyk of iemand hier onder die bank wegkruip nie. Okay. Righto. Goed. So ek gaan nou na julle toe kom, en dan, wie het jy daai klip daar gegooi? Wie daai klip daar gegooi? Ek het my nou amper business geval. Okay, righto. Ons gaan, Junior is nie hier nie vandag nie, so ons gaan later sy medalje vir hom gee. Ek gaan, dit is altyd lekker om in die kerk te wees, né? Kom staan hier, ons gaan nou eers die Here loof en prys. Okay, so, gaan ons vrolik wees, so ons gaan regop spring, en dan gaan ons sê, jippie, né? Okay, wie gaan die hoogste spring? Jy? Okay, kom ons kyk. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Wow. Het jy ook gebel? Selfs 'n dominee se broek kan afval, né? Lag jy vir my? Mense lag nie vir iemand nie. Mense lag nie vir iemand nie. As jy geval het nie. Selfs die dominee se broek kan afval. Okay. Right. Goed. Kyk wat gebeur is, kom kyk gou vir my. Ek gaan dit nou hier doen want die mense sê hulle kan niks sien daar agter nie. Wat jy mense dan jebel hulle in juig en hulle dink hulle is wonderlike Christene, né? En dan sê hulle ek sal nooit val nie want kyk ek is te groot. Ek sal tog nie val nie. Maar partykeer gebeur dit as die duiwel nou begin vuur maak, né? En die moeilikheid begin. Wat gebeur dan? Kyk ons maak vuur. Lekker, né? Is jy bang vir vuur? Is jy bietjie bang vir vuur? Okay. Gaan jy brandweerman word? Nou maar blaas. Daar sy. Wil jy ook 'n brandweerman word? Ons het een nodig hier in Gobabis. Okay. En wat gebeur? As die moeilikheid begin, dan sal ons later sien. Ken jy daai triek? Wat gaan gebeur? Hy gaan val. Hoekom gaan hy val? Die moeilikheid trek hom in, né? Ja. En dink jy hy gaan weer uitkom? Hy sal nie uitkom nie. En as 'n mens geval het, kan jy nie weer uit die moeilikheid kom nie. Dalk miskien, okay. Kom ons help hom 'n bietjie. Okay, dan gaan hy in, né? Okay. Maar het ons gelees, as jy kom blaas vir my, jy gaan mos 'n brandweerman word. Blaas, die Heilige Gees, en is hier, blaas, daar kom hy weer uit. Nee, wonderlik. So as 'n mens val, wat maak jy dan? Dan staan jy weer op, en dan kom jy weer uit die moeilikheid uit. Die Here help vir ons om uit die moeilikheid uit te kom, nee. Fantasties. Goed, julle kan gaan daarso, na die tannie toe, maak julle Bybels oop by 1 Petrus, hoofstuk 1. Ok, daar gaan die tannie. Ok. 1 Petrus. Hoe sê die oukie, ek moet eers my belt vastmaak. Ok. Hoop het doen my nie hier so rond. Ons gaan lees uit, hoe sê jy? Selfs die dominee se broek afval. Niemand is te goed nie, né? Ek jok vir julle, dis 1 Petrus, dis reg. 1 Petrus hoofstuk 1. En ons gaan lees vanaf vers 3 tot en met vers 11. 1 Petrus, 2 Petrus is verkeerd, hoor, ek het die verkeerd geskryf. 2 Petrus, jammer, braai net 'n bietjie aan, die tweede brief van Petrus. Ons gaan hoofstuk 1 lees, vanaf vers 3 tot en met vers 11. Sy goddelike krag het ons alles geskenk, baie belangrik dat ons dit raak sien, wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Vers 4. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk, is die hele skatkis vol goed wat die Here vir ons gee. Wat hy beloof het, daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. Ons het eendag hier balle gegooi, en hy gee vir ons 'n hele
army uitrusting om te keer dat ons nie val nie. En deel kry aan die goddelike natuur, dat ons 'n goddelike lewe kan hê. Vers 5. En juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, en die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy's blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Nou ons teksvers, daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, al het ons 'n skatkis vol van God se equipment, wil ek amper maar sê, sy toerusting. Beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van die Here en Verlosser Jesus Christus. En dit is waarna ons gaan kyk vanoggend. Lekker vir 'n val daai, né? Die mens, ongeag ouderdom, hoe sterk jy is, hoe kerklik jy is, hoe wonderlike persoonlik jy het, uit watter pragtige huis jy uitgekom het, kan struikel en val. Nou, as 'n mens struikel kan op 'n spektrum sit, dan kan jou voet glip en jy sê, oeps, amper het ek geval. Of jy kan jou voet swik, né? Jou enkel swik, en dan is dit nogal eina. Of jy kan selfs totaal neerval, soos ek hier tot op die grond neergeval het. Veral as 'n mens ouer raak, dan word jy so afvallig, jy weet. En jy laat gesien die ou mense het almal 'n blou oog in hulle, want hulle het weer iewers geval. OK. En dan kan jy so val dat jy iets breek. My skoonsister se dogter is 7 maande swanger en sy het van 'n trappie af, het sy verkeerd getrap en haar been op 2 plekke gebreek. So jy kan breekval. En dan moet hulle jou van die rugbyveld afdra en dan moet hulle nou eers vir jou teater toe vat en die spul weer reguit kry. Jy kan selfs ook val en jou nek breek en vir die res van jou lewe in 'n rolstoel sit. Jy kan selfs jou doodval. Ou wat van Tafelberg afgeval het en is dood. Die evangeliese predikers en ek sê nie dis verkeerd nie, hoor, julle moet my mooi verstaan. Kom verkondig aan ons dat wanneer jy die Here Jesus aanneem, dan verander jou lewe en jy los die drank en jy los al die verkeerde goed en jy staan op en jy het 'n nuwe lewe en dit is so waar. Maar ons wat vir jare dominee is, weet, as langs die pad dan, glip die voet. Langs die pad dan kom daar wat ons weer so 'n bietjie in 'n kloof ingaan, in 'n dal van doodskade weer. In 'n negatiewe groei. Johannes 10 vers 28 kom met die boksie. En Johannes 10 vers 28 sê, ek gee hulle die ewige lewe en daarom preek mense ook so. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. En tog skryf Paulus en later die apostels wat apostoliese of pastorale briewe geskryf het, Petrus, soos ons nou gelees het, Judas, Jakobus skryf almal, werk hard, want ons kan
struikel. Ons kan val en struikel. En nou is die vraag vanoggend, hoekom? As die Here dan nou vir ons gevat het, en hy die drank van ons al weggevat, of die dwelms, of die rondlopery, oorspel, of die gevloek, of die wat ook al wat in ons lewe was, gesteel, of ons was onbeskof met ons mense, of ons het nooit kerk toe gegaan nie, of ons het mense ingeloop finansiëel, en nou die Here ons gevat, en ons het tot bekering gekom, en wonderlik, en die Here kom met 'n skatkis vol, hy is krag, aan my is gegee, alle mag, alle krag, al die sterkte. Niemand sal iemand uit my hand uit ruk nie. Hoekom val ons? Hoekom struikel ons? Ek het gaan worstel oor hierdie ding, en ek sê, Here, praat in prentjies met my, want ek is maar dom. En die prentjie wat die Here vir my gegee het is, Petrus sê, Jesus, U is so almagtig, kan ek ook soos U op die water loop? En die Here sê, klim uit die boot uit. En dan klim hy uit die boot uit, maar die oomblik toe hy fokus verloor, en toe hy na die branders kyk, toe sink hy. En die Here sê vir my, die oomblik as jy jou fokus verloor, dan val jy. En daarom is ons nou op 2 of 3 plekke, is ons in ons Bybelstudies op die plase besig om na Openbaring te kyk. En vir amper die eerste keer sien ek Openbaring in 'n ander lig, want ons is mos bang vir Openbaring, want daar staan vreeslike goed. Ek vertel vir almal, ek het eendag 'n stilte tyd gehou of huisgodsdiens met my kinders by Swakop, en hulle het gesê, ek moet vir hulle 'n storie vertel, maar net jou Bybelstorie, en ek ken al die ou Bybelstories. En toe sê ek, okay, kom ek vertel vir julle 'n Bybelstorie wat julle nog nooit gehoor het nie. En my vrou glo my tot vandag toe nie, ek vergeet dat ons by die see is. En ons sit daar by ouma se bed, want hulle het so Kersbed, soos ons dit doen, daar op die grond, en lekker moeg, bruin, swart, rooi gebrand van die son, is die hele dag vis gevang. En ek maak die Bybel oop, en by Openbaring van die dier wat uit die see uitkom met die koppe, en so aan, hulle is nou nog sukkel om oor die trauma te kom. Hulle het so gegille geskree, dat Zaan vir my van die huisgodsdiens verban het vir 'n week. Openbaring maak jou bang. Maar wat ons nou ontdek in Openbaring, is dat met al hierdie bang goed, kry jy fokus weer terug na die Here. Dat God bestaan, en dat God in beheer is, ten spyte van hierdie drake uit die see uit, en die aardbewings, en die verskriklike storms, en mense se huise wat omval, en al hierdie goed wat met ons gaan gebeur, staan God, moenie fokus verloor. Hou die oë gerig op Jesus. En dit is wanneer ons struikel en val. Petrus 2 vers 8 sê, as julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Fokus. Vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy's blind en het vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. En dan val ons terug in die swakheid van die vlees, in ongeloof, in ons sonde, in ons probleme. Nou, ek gaan blaai maar elke keer weer in Andrew Murray, want ek hou van Andrew Murray. En Andrew Murray sê, dat wanneer 'n mens struikel en val, is daar 2 groot probleme. Die eerste een is, jy kan so moedeloos word, dat jy heeltemal moed verloor. Ek weet nie wie van julle, moenie hande opsteek nie, want dan weet ons dit, as jy op 'n dieet gegaan het en dit werk nie. Jy eet al hoe minder, en die skaal gaan al hoe swaarder. Dat jy later die skaal weggooi. En jy probeer fiks word, en jy kry nie asem nie.
maar niks gebeur. En dit is in dieselfde, wat help het? Wat help het ek het tot bekering gekom? Wat help het ek het opgehou drink? Wat help het ek het my lewe vir die Here gegee? Ek werk by die bazaar en ek is so, ek bly sukkel. Jy word totaal moedeloos. Daar's baie mense wat vanoggend se banke leeg is, omdat hulle moedeloos geword het en gesê, dit help nie. Dis net 'n ou klomp skynheiliges wat nog kerk toe gaan. Hulle dink hulle sal regkom. Of jy raak afgestomp. Ag, toe maar, dis nie so erg. Ons sal weer regkom. Wie het dit gedoen? Samson. Samson het elke keer gesê, ag, ek sal weer hier uitkom. Tot die dag, wat hy nie weer uitgekom het nie. Soos ek altyd vir mense sê, het met die sonde gespeel, totdat hulle met hom speel. Steek hulle sy oë uit, en hy's blind, en hy het sy krag verloor. So een van die twee goed, kan met jou gebeur, of jy word totaal moedeloos, of jy stomp af. Ag, ons kan maar dit is nie so erg nie. Mens gaan hom nou nie help toe oor een ou bedrogdingetjie, of een ou liefstorietjie, of een ding nie, hoor. En dan stomp ons af. Maar kom ons sê vir mekaar, dat om te val is maklik, om op te staan is hard te werk. In alle opsigte. As jy finansiëel ondergegaan het, en jy het bankrot gegaan, en jy het agtergeraak, en jy moet begin leen op jou salaris, dan bly jy agter. Jy kom nie weer op nie, jy sukkel. As jy lief gehad het, en jy het seksueel seer gekry, is dit verskriklik moeilik, om weer lief te kry, om weer te vertrou. Baie dikwels is 'n tweede of 'n derde huwelik geweldig met hierdie ding van vertroue. Jy werklik my lief, want ek dra nog die merke van seer kry. Waar is die ouens wat oefen, as jy vir 'n tyd lank jou been in gips was, of jy wat afgelê, of jy het 'n operasie gehad, hoe maklik is dit om weer op te staan en weer te begin oefen. Jy kan hy volgende oggend nie loop nie. Jy seer op plekke wat jy nie geweet het jy het plekke nie. Wie wat sê die Bybel, as jy die Here aangeneem het, en jy het hom verloor, is dit bykans amper onmoontlik om weer op te staan. Harde werk. In my navorsing en studie, het ek afgekom op Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche is net een groot stuk hartseer geskiedenis. Sy oupa was 'n Lutherse pastoor, wat sulke wonderlike werk gedoen het onder die Franse revolusie, dat die keiser vir hom 'n hele gemeente gegee het, en hy het geblom. Sy pa het ook 'n Lutherse pastoor geword, en het wonderlik vir die Here gewerk. Trouwens, hy het 'n dosent geword, maar het al die jare gesukkel met depressie. En toe kom Friedrich Nietzsche, en hy het ook 'n pastoor geword, en hy word ook 'n dosent selfs in die teologie. Maar iewers langs die pad het Nietzsche verskriklik geval. Broek af. God is dood. En Nietzsche het sy verstand verloor. En hy het hulpeloos, is hy by sy suster later dood. Is nie maklik nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons lees daai teks, 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feeslike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here, Verlosser Jesus Christus. Hoe kan ons weer die fees van die Here ervaar, as ons soos die verlore seun in 'n varkhok beland het? Ons totaal in skande en skaamte geval en gestruikel het. Ek wil daai teks vat,
En dan wil ek Bybelstudie gou vinnig met julle doen, woord vir woord. Kom ons kyk gou, hy wil nie. Help gou vir my, die eerste woord staan daar. Hoekom staan daar? Julle het vir my gelag, né? My enige ou se broek aanval. Enige ou kan val. Dominee, professor, dokter, ek kan vir julle stories, hartseer stories vertel. As gelowiges mag ons nooit, hoor my woord, selfversekerd wees. God verseker, ja, maar nie selfversekerd leef nie. Moenie dink ek is okay, ek is groot genoeg, ek sal nooit in daai gat val nie. Tot hierdie klein kindertjies het gesê, hy gaan val. Baie dikwels sal ons by huisbesoeke of by die dominee sê, ag dominee, los vir my, ek is okay. Kyk na daai ou, hy loop so rond, en daai een maak so, en daai een het 'n lap om sy been, ek is gesond. Daarom is hierdie boodskap vir elkeen van ons, wat vanoggend hier is, begin by dit. Volgende een is broers. Dit was vir my nogal 'n scary oomblik, toe ek die eerste dag in afdeling D instap van Windhoek se gevangenis. Daar sit 600 kriminele voor my, hulle sit so almal op die grond, kaal geskeurde koppe, en hulle kyk met woede, en met afstootlikheid na my. Nog 'n ou preek. Hier sit ons hele lewe is in sy dinge in. En ek staan daar, en ek sê vir hulle die dag, daar's net een rede, hoekom ek nie daar by julle sit nie. Hulle het my nog nie uitgevang nie. Ek is nog net so sondig soos julle. Ek het net soveel foute gemaak soos julle. Ek kan onthou dat ek, wat 'n groot was het Bruggeman, wat ook in die gevangenis gewerk het, en hy het ingekom, en hy het ook, toe hy inkom, toe staat so 'n trappie, en hulle het nog togas gedra, trap hy sy toga, dit gebeur baie dikwels, dat dominees val is maklik, jy trap op die ou lang rok wat jy aan het, en hy val neer, en hy staan op, en hy verander sy preek, en hy sê, as jy geval het, kan jy opstaan. Dis broers. Daardie dronkaard, daai prostituut, is 'n broer en 'n suster van jou. Is dit Floyd McCann, wat sy wonderlike werk in Amerika gelos het, en by Walletjies in Amsterdam, met sy vrou en sy 2 kinders, binne in die mekka van prostitusie geleef het, en hy het so tongenetjies gesê, ek het in my lewe nog nooit so baie met priesters gepraat oor seks en met prostituie oor die Here nie. In Amsterdam. Dis mense soos ek en jy, wat geval het. En die genade van die Here is groot genoeg. Hy wat my opgetel het, kan vir jou ook optel. Die volgende een is, des te meer, as ek vanoggend geleer het, dat ons almal kan val, des te meer moet ek aan my geestelike lewe elke dag werk. My liewe broer en my liewe suster, dit kom nie van self. Ek en jy het nie rugpyn nie. Jy het ander rugpyn, want daar kom nie vleggies uit nie. Ons val, ons maak foute, ons sê verkeerde dinge, ons doen verkeerde dinge. En daarom, ons is nog nie in die hemel nie, het ons elke dag 'n stryd teen die bose. 'n Stryd teen onsself. Is ons dikwels ons eie grootste probleem.
Ons kla altyd ons, daai een maak so en daai een maak so en daai ou vat my siel hel toe en as ek daai ou sien dan vererg ek my en as ek daai ou sien dan het ek 'n bitter smaak in my mond, dan wil ek hom net toeklap. Maar jy is eintlik jou eie groot probleem. En daarom, volgende een, beywer met vuur en vlam, om entoesiasties te fokus daarop. Stefan Joubert, ek het nou Vrydag so 'n bietjie van sy leringsing gehou, praat oor dat elke dominee moet 'n skatkis hê. Ons het in die Bybel en in die kerk en in die geestelike lewe 'n skatkis vol waarhede, kosbaarhede, om ons op te rig en ons sterk te maak en opgewonde te maak oor God, sodat ons op hom kan fokus en nie struikel en val oor 'n klip wat in ons pad lê en iemand hom daar gegooi het nie. Volgende een is lewe. Hierdie pad is nie net lippetaal. Dit help nie net ons praat vanoggend daaroor of ons preek daaroor of ons waarsku mekaar nie, maar dit is 'n leefwyse. Elke keer as mense vir berading kom, dan begin ek en vertel eers my foute wat ek gemaak het. Ek sê hier is op die regte plek, want ek het ook twak aangejaag. En hier wil ek in my geestelike lewe oral. Dan maar vir my familie praat, hulle het nou die dag weer my uitgetrap oor wat ek gedoen het toe ek klein was. En onnodig pak gegee het en 'n klomp goed. Foute gemaak het. Ons is saam in hierdie ding. En saam trek ons mekaar daardeur. Ek wil afsluit met God roep en kies. Wat? Ek en jy is verantwoordelik. Ons wat gered is, ons wat die genade van die Here Jesus gekry het, ons wat 'n bel dra, sê Dawid. Kom ons gaan gee belde uit, dat ander ouens se broeke nie afval. Dat ouens, kom ons haal die klippe uit die pad uit, sodat almal nie struikel nie. Kom ons steek 'n hand uit na mense in Gobabis wat sukkel. In plaas van om hulle sleg te sê en af te breek en vloeke oor hulle uit te spreek, om hulle hand uit te steek en hulle te vat en op te rig. Hoe gaan ons dit doen? 3 goed, vinnig dan is ons klaar. Ek weet nie, hierdie ouetjie wil nie, hy sê meer lus nie. Ok, kom ons volgende een. Moenie mismoedig word nie. Maar jy doen dit goed, Marianne, dis ok. Moenie mismoedig word nie, sê Andrew Murray. Wilson Kelly, hier's 'n baie interessante navorsing. Wilson en Kellings het in 1982 'n boekie uitgebring, maar eintlik het hulle dit al gaan leen van, ek kan nooit sy naam mooi uitspreek nie, Frederick Bastiat, wat al in 1850 in die besigheidswêreld, al die ouens wat nou in die besigheid is, spits hulle ore, het al dit gesê, dat wanneer iemand geval het, wanneer daar krisisse in die besigheid gekom het, wanneer daar skielik 'n afname gekom het of 'n skielike degradeer of jy het 'n baie slegte ding ervaar, dan sê hy, is daar 2 goed. Iets wat jy gesien het en iets wat jy nie gesien het nie. Ek verstaan niks wat hy sê. Hy sê, wat sien jy? 'n Kind wat lekker stout en moedswillig is, tel 'n klip op en hy gooi iemand se vensterstukke, se ruitstukke. En almal is hysteries en kwaad en die gemors en waarheen gaan Gobabis se jeug, jy weet, en hang die man op, sit hom in 'n verbeteringsskool. Ok, wat het ons nie gesien nie? Die huiseienaar gaan en gaan koop 'n nuwe ruit. En die ou wat die ruit ingesit het, kry geld en hy gaan na die bakker toe en het geld om brood te koop.
En die bakker verkoop brood en hy gaan koop meel by die boer wat koring maak. Hy sê, dit lyk na 'n fout, maar so loop die ekonomie. Gaan kyk wat gebeur na die dinge wat jy nie raak sien nie. En die Here is daarvan besig. Tweede een, laat jou struikelinge en jou val jou weer oprig en sterk maak. As jy dan geval het, maak sommer 'n paar push-ups. As jy dan gestruikel het, maak 'n klompie burpees. Ja, hy burpees maak ook klaar, né, Lida. Leer by jou foute. Wie leer by die foute? Dokters, medisyne. As polio uitbreek, wat maak hulle? Hulle ent elkeen van julle 'n bietjie van die polio. Dat jy nie polio kry. Gebruik dit wat sleg is om jou sterk te maak. Petrus, my skoonma, julle moet daar sien in 'n tuin. Het julle al in ons tuin gekyk, as niks oor nie. Sy het al die bome stomp afgesny, want ons gaan die mooiste tuin in die somer hê. Want as jy alles afsnoei, wow. Gebruik die val, gebruik die seer, gebruik die slegte goed, dat dit vir jou kan laat blom, en vir jou kan sterk maak in die Here. Petrus praat van 'n feeslike toegang. Petrus moes vir Jesus vys, want hy het Jesus verraai. En wat gebeur? Jesus nooi hom en sê, jy my lief, is okay, kom, ek wil jou gebruik om die rots te wees waarop ek my kerk bou. Paulus is gegryp op die Damaskuspad. Hy word neergeslaan in blindheid, en sy totale lewe draai om. Ou Jona word wreed in die see ingegooi, en 'n hele stad kom tot bekering. Daniel word as jong seun by sy mense weggevat, en hy lei 2-3 konings, heidene, om die pad van die Here te loop. En so kan ons aangaan. Job, hel deur. Thomas, sy ongeloof, loop uit my Here, my God. Dat jou val en jou struikeling vir jou 'n aanwin sal wees om op te staan en sterker te wees. Laaste een, 3. Leer om versigtig te lewe. Ons het 'n huis in Eros, en ons is in die kamer al, ons is besig om reg te maak om te gaan slaap. Al uitgetrek en goed is, en ek sê vir Isaan, ek weet nie, ek is nie seker of ek die voordeur gesluit het nie. En ek hardloop gou deur die huis. Dis 'n erge gevoel om in die donker op 'n slang te trap in jou sitkamer. Die volgende keer trek jy maar jou pantoffeltjies aan. As jy in die donker kaalvoet op 'n slang of 'n skorpioen of 'n lelike klip, wie wat maak ook hierdie goed blokkies vir die kinders mee speel. Het julle al op hom getrap met jou kaalvoete? Dan leer jy om jou skoene aan te trek. Het jy al 'n kragkabel reggemaak en so pas geruk? Dan vat jy met groot versigtigheid. As jy 'n ongeluk gemaak het, dan bestuur jy versigtiger. As jy deur 'n egskeiding is jou liefde versigtiger. As jy by 'n graf gestaan het van 'n geliefde, is jou lewe versigtiger.
leef jy anders. As jy geestelik gestruikel en geval het, sal jy minder staat maak op jou eie geloof en op jouself. Maar sal jy meer leer om te bid. Lei ons nie in versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose. En dis die pad. En ek hoop dat jy vanoggend met hierdie 3 goed sal uitgaan en na jouself kyk en vir jouself bid en ook verander wat gestruikel het en geval het. Kom ons bid saam. Nou bid ons, Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En aan U is gegee al die mag en die heerlikheid. Stuur my as een wat ook geval het en opgestaan het, om met liefde en omgee ander se hand te vat en op te trek. Amen. U kry die geleentheid om die Here te dien met U liefdegawe. Onse Vader wat in die hemel is, U skep nie net nie. U versorg ook vir ons, selfs ook in 'n droë woestyn. Dankie dat U gee dat ons beker oorloop, sodat ons ook kan gee. Ons hand kan uitsteek en U koninkryk hier op die aarde kan bou. Amen. Kom ons sluit af. Ja, elke dag is nie 'n maklike dag nie, maar hierdie mooi Halleluja lied, as die lewensstorme om jou slaan en jy bang is, jy val en jy vergaan, dan fokus weer op die seëninge van God en gaan uit, gaan leef dit. En waar jy geval het, dat dit ook 'n seën kan wees, dat jy weet hoe om ander te kan laat opstaan. Kom ons staan. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gaan soms
basies oor wat God jou sê. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel nou een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel nou almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, Gods trou is so groot. Tel jou seëninge, engele staan jou by, bied jou hoop en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel nou een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel nou almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Tel nou almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Die genade van ons Here Jesus Christus, die ontsettende liefde van God en die troue sorg van die Heilige Gees lei jou en help jou om op te staan wanneer jy struikel en val. Amen. Baie dankie, daar is vir jou tee gereed gemaak en 'n fantastiese week vir julle, hoor.